Ek het nodig om vandag vir jou te sê dat ek dink, of ek is 99% seker, dat jy die verkeerde evangelie gehoor het. Jy het 'n weergawe gehoor in jou lewe. As jy enigstens binne westerse kerk groot geword het, tradisionele kerk, charismatiese kerk, Pinksterkerk, as jy enigstens binne Hoofstroomkerk groot geword het in Suid-Afrika of waar ook al, is ek 99% seker, jy het die verkeerde evangelie gehoor. En hierdie is 'n radikale stelling wat ek maak, maar hoe meer ek kyk na die hoofstroom boodskap wat van Hoofstroom Kerk afkom oor die jare, kom ek agter, daar is iets groot, kern wat misverstaan word. En daarom wil ek hierdie nie ligtelik sê nie. Maar die boodskap wat ek vandag aan jou kommunikeer, is in my opinie die belangrikste boodskap wat jy in jou hele lewe kan hoor. Ek sê dit nie om jou aandag te trek, of soos die Engelse mense sal sê, vir clickbait, of om jou te skok, om meer views te kry nie. Ek sê hierdie, omdat die kwaliteit van die res van jou lewe afhang van wat jy verstaan vandag uit hierdie boodskap. Ek sê onlangs vir my vrou, toe ek hierdie vir die eerste keer reg verstaan, het my gevoel asof ek die lotto gewen het. Dit was groter as dit. Dit was vir my so 'n skuif in my lewe, dat ek kan nie anders as om hierdie, wat ek vandag vir jou wil kommunikeer, aan jou te noem nie. Dit stroom net uit my uit, dit vloei net uit my uit. So, ek bid dat daar waar jy nou sit, ek bid dat die Heilige Gees jou hart, jou ore, jou kop sal reg kry om te hoor wat dit is wat ek vandag nodig het om vir jou te sê. Hierdie is die evangelie wat jy 10-1 gehoor het. Jy het iewers 'n boodskap gehoor, uit wat ook al kerk of wat ook al agtergrond jy kom, 10-1, of 9 uit die 10 keer, dat jy is 'n sondaar, en jou sonde hou jou weg van die Here af. En gelukkig vir jou, het die Here sy seun gestuur, om te sterf aan 'n kruis. En dan moet jy hoor, dat hy so 'n wrede oomblik op die kruis gehad het, dat hy die prys vir al jou sonde betaal het. En weet jy wat is die slegste ding? Dit is 50% waar. Maar dit bring jou nie tot die volheid van die goeie nuus nie. En dan wat jy 10-1 van daar af gehoor het, is jy moet nou uit dankbaarheid vir dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, gesterf is, gemartel is, uit dankbaarheid moet jy nou 'n paar goed doen. Nommer 1, jy moet nou jou lewe vir hom gee. En dalk 'n pastoor of 'n dominee of wat ook al gehoor wat gesê het, dat jy moet nou jou lewe, jou hele lewe behoort nou aan Jesus Christus. Nie meer jouself nie, Jesus. Jy het dalk ook gehoor dat jy moet nou vir hom leef. Alles wat jy doen, moet nou wees dat jy vir hom leef. Jy moet minder word, sodat hy kan meer word. Jy moet nederig word, jou lewe maak nie regtig saak nie, alles gaan oor Christus. Jy moet net hierdie lewe deursien,
tot aan die einde, en dan gaan jy hemel toe. En hier gaan jy nog moeilikheid hê, maar jy moet minder, het gaan nie oor jou nie, jy's sleg, jy's sondig, jy's agter, en uit dankbaarheid vir dit wat Christus gedoen het, moet jy nou minder word. Jy moet daagliks sterf. Jy moet elke dag moet nog iets doodgaan, en nog sterf, en nog sterf, en nog sterf. En elke dag moet daar nog iets doodgaan in jou lewe, want jy is al klaar so sleg, dat maar dit moet nou nog doodter as dood. Jy moet elke dag iets afsterf. Jy moet hom elke dag kies. Jou lewe maak nie saak nie. Het gaan net oor alles oor hom, jy moet hom kies, en jy moet alles vir hom gee. En dan hopelik, as jy dit alles kon regkry in jou lewe, sal jy eendag toegelaat word in die hemel. Nou ek sê dit dalk 'n bietjie sarkasties, want dis hoe ek oor dit voel, want ek kan eintlik nie glo die belaglikheid daarvan nie. Maar dis wat 95% van gelowiges glo, is dat jy moet niks wees, en Christus moet alles wees. En nou moet jy hierdie werk wat Christus, die reddingswerk wat Christus vir jou gedoen het, moet jy in stand hou. Jy moet reg leef. Jy mag geen foute maak nie. Jy moet, daar's baie wat jy nou moet doen, om vir die Here te wys, hoe geregtig jy is. En jy moet vrug dra. En as jy nie vrug dra nie, wee jou, gaan jy uitgesny word. Dan is jou lewe verby. En ek wil hardop skree, en daarom maak ons hierdie preek en hierdie boodskap, dis nie die evangelie nie. Die evangelie beteken die goeie nuus van Jesus Christus. Die goeie nuus. En ek weet nie van jou nie, maar alles wat ek nou net vir jou gesê het, klink nie vir my soos goeie nuus nie. Dit klink vir my soos horrible nuus. En ek sal braaf genoeg wees om dit te sê. En al is ek die enigste een wat dit sê, ek sal dit sê, want ek hoor nie genoeg mense die waarheid van die evangelie kommunikeer nie. So kan ek die waarheid van wat Jesus Christus werklik kom doen het, die werklike goeie nuus, dit wat ek nou vir jou gaan deel, is eintlik goeie nuus. En hier's die waarheid. Hoofstroom Kerk sê, jy moet jou lewe vir Christus gee. Jy moet jou hart vir hom gee. Dis onmoontlik. Jy was dood. Jy kan dit nie doen nie. In jou sonde was jy dood. Jy kan nie jou lewe vir die Here gee nie. Die waarheid is, terwyl jy nog dood en 'n sondaar was, het hy sy lewe vir jou kom gee. Hoofstroom Kerk sê vir jou, jy moet jouself skoon maak en skoon hou. Jy moet jou lewe uitsorteer, jy moet rein lewe, jy moet rein word, jy moet heilig word, die res van jou lewe moet jy meer heilig gemaak word. Dis alles nonsens. Die waarheid van die evangelie is, Jesus sê vir Petrus, as ek jou nie skoon maak nie, het jy nie deel aan my nie. Jy kan nie uit jou eie skoon word nie. Ek moet jou skoon maak. Ek het jou reeds skoon gemaak, Johannes 15. Dit wat ek gedoen het, het jou reeds skoon verklaar. Jy is 100% skoon. Jy kan nie meer skoon word as wat jy nou is nie. Jy is skoon. Jy is heilig, 100%. Jy kan nie meer heilig word as wat jy nou is nie. Punt. Ek weet jy het gehoor, jy is nie heilig, jy is sleg, jy is agter, dis 'n leuen. Jy is heilig. Jy is geregtig. Jy is skoon. Dan sê Hoofstroom Kerk, jy moet minder word. Jy moet jouself minder maak. Dit is nie die waarheid nie. Jesus het homself minder gemaak, uit sy glorieplek uitgestap, hy het minder geword, hy het homself verneder, hy is die een wat dit tot die einde toe deurgesien het aan die kruis, sodat jy deel van hom kan word. Die kerk sê, jy moet sterf, jy moet doodgaan. Jy kon nie doodgaan nie, jy was klaar dood. Hy moes vir jou kom sterf en opstaan uit die dood. Die Hoofstroom Kerk sê, jy moet hom elke dag kies.
Jy kan hom nie kies nie. Jy was dood. Ek dink nie ek kan hierdie meer duidelik maak as wat ek het reeds vir jou sê nie. En ek hoop jy hoor hierdie so mooi. Jy kan hom nie gekies het nie. Die woord sê, ons kon hom nie kies nie. In Johannes 1, hy het ons kom kies. Dan sê die Hoofstromkerk, jy moet jouself vir hom gee. Dis nie die waarheid nie. Hoor my asseblief mooi, al wat jy kan doen, is hom ontvang. Deur genade. Hierdie, wanneer dit gebeur, wanneer jy hom ontvang, gebeur daar iets massief met jou. En miskien hoor jy hierdie vir die eerste keer, jy het nog altyd gehoor jy is sleg, dis nie die waarheid nie. Jy was dood, jy was 'n sondaar, jy was agter, jy was 'n vyand van die Vader, jy was al daai goed, maar die oomblik wat jy Jesus Christus ontvang het, het daar iets massief met jou gebeur. Jy het lewendig geword, jou dooie gees het lewendig geword. Die woord sê in 2 Korintiërs 5:17, dat jy het letterlik spesie verander. Jy was 'n sondaar, nou is jy nie meer dit nie. Ek weet jy hoor dit elke week, of in jou vorige kerk is deel van Kaleio is, kom ons met jou ex-kerk, of jou vorige stroomkerke, het jy gehoor, jy's 'n sondaar, en jy moet dit bly wees, die Here het jou gered. Dis nie die waarheid nie. Jy het spesie verander. Jy was 'n gebroke sondaar, dood. Nou is jy 'n nuwe spesie. Nou het jy 'n seun geword. Jy het nou, jou gees het lewendig geword. Jy is nou 'n kind van God. Jy het saam met Christus gesterf, Romeine 6, en jy het saam met hom lewendig geword. En die rede hoekom ek hier op hamer, is, ek het nodig om 'n openbaring vandag in jou hart vas te maak, wat eintlik goeie nuus is. En hier kom die goeie nuus. Ek wil vir jou lees uit 1 Johannes 4, vers 15 tot 19. Kom ons lees dit saam. Dit sê, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer en ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Kom ons pause net gou daar. Het jy al besef, dat Johannes 1, of 1 Johannes 4 kom kommunikeer, dat God in sy volheid in jou kom woon het. Hy bly nou in jou. En dan gaan jy in Johannes 4 verder, en hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Hier's 2 groot goed wat jy moet hoor. Ek en jy het niks om te vrees. Ek en jy wat Christus ontvang het op die oordeelsdag, het ons niks om te vrees nie. Hoekom? Want Christus is klaar in ons plek geoordeel. Romeine 8:1. Daar is dus dan nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek weet nie van jou nie, maar dis nie net goeie nuus nie, dis die beste nuus wat enigiemand kan hoor. Maar nou is daar nog iets verder wat met jou gebeur het. Nie net is jy gered nie, jy het spesie verander. En dan sê 1 Johannes 4, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Nou, ek het nou 'n studie gaan doen oor hierdie sinnetjie. Soos hy is, so is ons in hierdie wêreld. Ek het nodig om in jou gees te kom openbaar vandag, dat daar is geen verskil tussen Jesus en jou nie. Ek bly as prins stil, want ek het nodig dat in jou hart insak. Die Vader sien geen verskil tussen Jesus en jou nie. Dit sê die woord, ek sê dit nie, uit my eie opinie nie. Dit openbaar die woord aan ons.
Hy sê vers 18, daar is geen vrees in liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf alle vrees na buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak in liefde geword nie. Hierdie is groot. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek het aan die begin vir jou 'n evangelie gekommunikeer wat jy dalk gehoor het, van jy moet jou redding probeer behou. Jy moet vir die Here wys hoe oulik en hoe mooi en hoe rein en hoe heilig jy is. Jy moet sterf. Jy moet niks wees nie. Jy moet besef, Jesus is alles, jy is niks. Dis nie goeie nuus nie. Jy sien, want daai tipe godsdiens, daai tipe verhouding met die Here, is gedryf uit vrees. En ek wil jou vandag in die oë kyk en sê, is jou lewe gespoel deur die goeie nuus, dat ons het iets geword wat ons nooit kon word nie, deur sy afgehandelde werk, en nie dit wat ek en jy ooit kon regkry nie? Of word jou verhouding met die Here eintlik gedryf uit vrees uit? Wel, ek wil vir jou sê, dat meeste mense, as hulle dood eerlik met hulle self is, noem hulle self 'n Christen, omdat hulle nog bang is vir God. Jy weet, hierdie nonsens van, ons moet 'n vrees vir die Here hê. En ek noem dit juist nonsens, want 1 Johannes 4 kommunikeer en hy sê, daar is geen vrees in liefde nie. Perfekte liefde dryf alle vrees uit. En dan, soos wat Jesus is, so is jy. Ek preek hierdie stadig en doelbewus, ek wil jou kop skuif, ek het nodig om jou brein te rek vandag, want ek gaan 'n paar goed in jou lewe kom neersit vandag, en miskien kan jy nie hierdie hele preek deurkyk nie, jy gaan dalk moet pause vir nou, en net prosesseer wat ek vir jou sê, want jy glo dalk alleen, en dalk môre verder kyk, maar ek wil vir jou sê, as jy nie hierdie preek deurkyk nie, gaan jy mis. Hoor vir my, jy gaan die volheid van dit wat Jesus ons geroep het om te wees, gemaak het om te wees, geskenk het om te wees, gaan jy mis. So, hier het ek nodig om 'n baie groot punt vas te maak. En dit is die volgende. Alles wat Jesus is jy nou. Jesus het opgestaan uit die dood, jy het opgestaan uit die dood. Jesus het die hele wet kom vervul, jy het die hele wet kom vervul. Alles wat Jesus is jy. Jesus is 'n koning, jy is 'n koning. Jy is in Jesus. Jy lewe en is nou lewendig geword in Jesus. So alles wat hy is jy. Jy is 'n koning, hy is net die koning van konings. Jy is 'n priester, hy is die hoëpriester. Jy is 'n seun, hy is net die eerste seun. Maar daar's geen verskil tussen my en jou wat glo in Jesus. Ons het spesie verander. Ons lewe is nou totaal nuut gemaak, en alles wat die Vader dink oor Jesus, dink hy nou oor my en jou. So, nog 'n waarheid. Alles wat Jesus sin is my en joune. Die Here diferensieer nie tussen Jesus en my en jou. Ons is weggesteek in hom. Jesus het ons geregtig kom maak. Ek het nodig om hierdie punt te maak, stadig. Jy weet, predikers het baie keer gepreek en dan sê hulle, God kyk na jou en hy kyk deur die brille van Jesus en dan sien hy jou as perfek, want Jesus maak dat hy nie jou as sondig raak sien nie. Dis nonsens. Daar bestaan nie sulke brille nie. Jesus is nie 'n paar lense waardeur God kyk nie. Nee, Jesus het sy geregtigheid vir jou geskenk. Alles wat hy klaar afgehandel het, het hy vrylik vir jou gegee, en nou sien God jou as geregtig. Jy is volmaak, jy is heilig, jy is alles wat Jesus is, want Jesus het dit vir jou gegee. Ek weet hierdie is 'n kopskuif, ek weet, dit het my rukkie gevat om hierdie regtig vas te maak in my lewe, maar daarom het ek dit nodig om jou te kommunikeer. Alles wat Jesus sin
is joune. Maar nou kom die probleem in, dat wanneer ons nie hierdie goeie nuus glo nie, dan skop daar ewe skielik iets in werking. En dis hoekom ek vandag hierdie twee mooi bome langs my het. En hoekom die titel van hierdie boodskap se naam is Die Twee Bome. Ek het nodig om vandag vir jou te wys dat daar is twee maniere hoe jy jou seunskap kan uitleef. En tot vandag toe is daar twee tipe gelowiges wat of aan die boom van die kennis van goed en kwaad nog elke dag eet. Die eerste evangelie wat ek vir jou verduidelik het. Of rus in die boom van die lewe. En ek het hierdie twee bome gekry en ek dink hierdie twee potte kon nie mooier gewees het wat kom verduidelik. Wat presies hierdie twee bome in ons lewe kom doen nie. Hierdie pot is silwer skoon. Geen fout. Hy is 100% reg. Hierdie is die totaliteit van Jesus Christus in boomvorm. Dit is alles wat Jesus is, die boom van die lewe. Perfek, geen foute, vrylik toegangbaar. Hierdie is perfek. Maar hierdie boom is die boom van die kennis van goed en kwaad. En jy kan hierso sien dat hier is fout met hierdie pot. Hy het 'n paar swart dele in en ek gaan dit nou noem die kennis van kwaad, swart, lelik, boos en die kennis van goed. Hier is ook wit, hier is ook goed, hier tussen ingemeng. En so, die Here plaas hierdie twee bome in die tuin van Eden. En hy sê vir Adam en Eva, wie hy nou net uit sy beeld, in sy beeld geskape het. Alles wat Adam en Eva is geproduseer uit die volheid van die Vader. Hulle kom niks kort nie. Hulle het alles van die Vader se heerlikheid tot hulle toegang. Maar dan plaas hy hierdie twee bome in die tuin van Eden, sodat hy vir hulle vrye keuse kan gee. Baie mense vra, hoekom het die Here vir die opsie gegee om te sondig? Hoekom? Want as hy nie vir ons die opsie gegee het nie, dan het liefde nooit regtig bestaan nie. Jy sien, as jy nie die keuse het om lief te hê nie, die keuse het om teen die Vader te gaan, dan kan liefde nie bestaan nie, maar dan was ons net robotte gewees. Dan was ons geprogrammeer om lief te hê, en dit was nie ware liefde nie. So die teenoorgestelde moet bestaan, dan moet teen God gerebelleer kan word. En daarom plaas hy hierdie boom. Maar hy sê, ouens, ek verkies, julle mag nie van hierdie boom eet nie. Hierdie boom gaan julle lewe vernietig. Want hierdie boom is die kennis tussen reg en verkeerd. En hier kom die hele dilemma nou in. Is, die vyand kom in die tuin van Eden in. En hy het 'n weeskind hart. Die Vader het hom verwerp. Want hy het die Vader probeer wees. Hy het iets probeer wees. Hy het in wese geglo, die Vader is besig om iets terug te hou van hom af. Dat die Vader is nie regtig goed nie, en in dit het hy teen die Vader gerebelleer, want hy was nie 'n mens nie, en die Vader het hom verwerp. En hy kom met daai weeskind hart na Adam en Eva toe, en hy sê, luister, het die Here regtig gesê, julle sal doodgaan, as julle van daai boom eet? Wat doen hy in daai oomblik? Hy skep twyfel. Hy skep 'n oomblik waar hy vir Adam en Eva laat glo. Die Here is besig om sy goedheid, sy beloftes, sy karakter van ons af weg te hou. En dan vat hulle hande en hulle reik uit na hierdie boom toe. Want jy sien, as jy glo in kern, jy is nie goed nie, die Here is besig om iets van jou weg te hou, gaan jy enige iets doen, reg of verkeerd, om weer te kry wat jy dink die Here van jou wil weghou. Ek hoop hierdie maak sin. So, Adam en Eva reik uit na hierdie boom toe, en hulle eet van hierdie vrug.
Die sondeval het nie gebeur, die oomblik toe hulle, daar was niks in daai vrug nie. Dit was heeltemal oor, dat hulle uit hulle eie effort probeer iets kry het, wat reeds hulle sin was. Nou, ek kan dit nie meer duidelik stel nie. Soveel Christene, gelowiges, probeer tot vandag toe, probeer hulle uit hulle eie werke, hulle eie effort, iets kry, wat alreeds hulle sin is. Hulle probeer heilig word, hulle probeer geregtig word, hulle probeer geliefd word, hulle probeer die Vader se aanvaarding kry, hulle probeer deur hulle eie effort, deur hulle eie sleg of goed, probeer hulle iets kry by die Vader, wat hulle dink wat hy van hulle al weghou. En so hier's twee stories, hier's twee scenario's. Ek ken 'n persoon, wat groot geword het, met 'n vaderwond. Sy pa het hom nie lief gehad soos hy moes gehad het nie. En so daarom het hy in sy wese geglo, hy's 'n weeskind. Hy moet self sorg. Hy moet self in hierdie lewe regkom. En hy gaan toe, en na skool raak hy by die verkeerde mense betrokke, met hierdie een doel. Ek sal self kry. Niemand kom vir my nie. Nobody's out to rescue me. Ek sal dit self kry. Hy raak betrokke by die verkeerde mense, verkeerde geselskap, verkeerde besigheidsdeals. Hy begin in dwelms smokkelary betrokke raak. Hy het selfs begin bordele oprig en allerlei tipe van goed. Hy het regtig bose goed gedoen om te probeer voorsiening kry, want hy het in kern geglo, die Vader kyk nie vir hom nie. Die Vader sien hom nie as goed genoeg nie. Die Vader het hom nie lief nie. En so uit daai vaderwond uit, het hy uit sy eie effort iets probeer kry. Weet jy wat die waarheid? Dit was alreeds syne, van dat hy die dag Jesus ontvang het. Maar iewers het hy leuen geglo, dat hy moet die boom van kennis en goed en kwaad eet. Hy moet uit sy eie effort iets probeer kry, wat alreeds syne was. Maar ek het nog 'n scenario. Ek ken 'n pastoor, wat 'n rein lewe probeer leef het. Hy het alles in sy mag probeer doen, om net nie verkeerd te doen nie. Hy het die goed probeer doen. Hy het omtrent nooit gevloek nie. En as hy gevloek het, het hy omtrent vir 3 weke gesê, vergewe my, vergewe my, vergewe my. Hy het sy foon geblok, hy het op niks gekyk, hy wou nie op enige webtuisters of enige goed wees nie. Hy was lief vir almal, hy het al die regte goed gedoen, hy het al die stoele in die kerk gepak, hy was 6 aande 'n week by die kerk, hy het elke keer opgedaag, hy het uit sy eie effort probeer die goeie doen, om iets te kry wat alreeds syne was. Jy sien, dis wat hierdie boom kom doen in ons lewe. Die vrug van hierdie boom, die saad van hierdie boom, die uiteinde van hierdie boom, beide kwaad en goed, eindig by die dood. En daar sit jy. En as jy eerlik met jouself is, probeer jy daagliks nog iets kry wat alreeds joune is, deur aan hierdie boom te eet. Party oomblikke voel jy baie heilig. Jy voel, ek het nou baie Bybel gelees hierdie week. Sjoe, ek het nou baie gebid. Ek het selfs gevas hierdie week. Wow, ek het iemand geld gegee. Ek het vir iemand gebid. Dis heilig. Ek het iemand vertel van Jesus in die Spar. Dis alles goeie goed. Ek het geen probleem met Bybel lees, bid, om mense te help. Ek het geen probleem daarmee nie. Ek het 'n probleem daarmee as jy dit probeer doen om iets te kry by die Vader wat alreeds joune is. Weet jy wat is die ironie? Dieselfde boom wat Adam en Eva uit die tuin uitgeskop het, is dieselfde boom wat meeste gelowiges probeer gebruik om terug in die tuin te kom. Dis waansin. Dit is soos om hierdie te glo, dat Romeine 6 sê, jy het gesterf saam met Christus. Die ou mens is begrawe. Die ou jy, die ou Leon, is begrawe. Hy is dood, met al sy sonde, wat hy gedoen het en nog gaan doen. Hy is dood. Hy lewe nie meer nie. En wat ek en jy dan doen is, dis soos 'n hondjie wat probeer sy eienaar beïndruk deur iets uit te grawe en vir hom te kom wys. Ek en jy soos daai hondjie.
Ons gaan krap weer daai dooie mens oop, en ons smeer hulle met 'n salfie, en ons probeer hulle meer heilig kry, en ek weet nie of jy al 'n dooie mens gesien het, wat al 'n rukkie oorlede is nie, maar dit is 'n grafiese prentjie, maar dit stink, dit is nie mooi nie, die liggaam is besig om af te breek, en ons bring daai na die Here toe, en sê, Here, kyk, is ek nou heilig genoeg? Is ek nou aanvaarbaar genoeg? Is ek nou reg genoeg? Here, is ek nou uiteindelik goed genoeg? En ek is vas oortuig, die Here is gegrief daardeur. Hierdie is die boom, wat die Here wil kom afkap in jou lewe. Christus het kom sterf op hierdie boom, sodat die vernietigende krag wat dit in jou lewe bring, om uit jou eie effort te probeer regkom met die Vader, het die Here probeer, kom hy en hy kom kap dit uit jou lewe uit. Kom hy en hy kom kap dit uit jou lewe uit. Kom ek sê dit beter. Hoekom is dit so belangrik vir my dat jy hierdie hoor? Ek dink dat meeste van ons se verhouding met God word in kern nog steeds gedryf uit vrees. Ek doen net goeie goed, want ek is bang hy verwerp my. Ek doen net goeie goed, want wat gaan hy dink? En dit is alles effort gebaseerd. En so as ek glo dat die Here iets van my af weghou, gaan ek enige wet, reg of verkeerd, probeer doen om dit te kry. Hoor hier, en hier het ek nodig om nou op 'n paar tone te trap. En ek gaan. Maar nie net, die Jode het probeer deur die wet te onderhou. Die wet verteenwoordig hierdie boom. 613 wette in die Ou Testament. Nie net 10 gebooie nie, 613 wette, wat die Ou Testament kommunikeer, moes die Jode reg doen, om te probeer in regstaande posisie met die Vader kom. Die enigste doel van die wet is om vir die mens te kon wys, hy kan dit nie uit sy eie reg kry nie. Hy het 'n redder nodig. En dit kan net ontvang word deur 'n afgehandelde werk. So, nou kom die mens en sê, ons is nie meer Jode nie, ja, ons is nie meer onder die wet nie. Maar, jy sal selfs jou kerk se ongeskrewe wette probeer volg om in regstaande posisie met die Here te kom. Daar's van julle wat hierdie kyk, wat nie in Kaleio kerk is nie, maar in jou kerk. En ongelukkig kommunikeer jou kerk performance, prestasie Christendom. Jy moet bewys hoe gered jy is. Jy moet vrug dra. Jy dra klaar vrug. Jy kan nie meer vrug dra as wat jy nou dra nie. Maar jou kerk kommunikeer dit. En dan sê jou kerk goed soos, jy moet elke week by 'n selgroep wees. Jy moet by elke prayer meeting wees. Jy moet hierdie kursus doen. As jy in daai tipe kerk is. Ander kerke soos die Katolieke kerk sê, jy moet elke week jou sonde kom bely. Jy moet van die liggaam van Christus fisies eet, die Eucharist, om gered te word. Jy moet genoeg by die kerk uitkom, want dit bewys of jy gered is of nie. Ander kerke het aangeleerde gedrag. By hierdie kerk bid ons in tale. Daar's niks verkeerd met tale nie. Die probleem is wanneer ons dit doen om Jesus te probeer impress. Ander kerke aanbid op 'n sekere manier. Lig hulle hande op, in huil, in val, in rol, in weet nie wat aangaan nie. En weet jy wat? Het klink of ek nou high and mighty is en nou sarkasties is en jammer as ek so is. Ek was deel van al hierdie. Ek was voor in die koor. Ek is die ou wat sy hande in die lug is. Ek is die ou wat gehuil het. Ek is die ou wat die grond gerol het. Ek was daai ou, want ek het probeer deur die boom van kennis van goed en kwaad, het ek terug by die Vader probeer uitkom. So self jou kerk se geskrewe wette, jy moet stoele uitpak, jy moet serve by die kerk, jy moet dien, ons doen dit alles vir die koninkryk van die Here. Dis alles nonsens. Jy probeer iets kry deur jou kerk se wette, wat alreeds vir jou gegee is. As jy hier funksioneer, gaan jy uitbrand, of jy is baie naby aan uitbranding. En
En ek gaan hierdie boldly sê, ek dink dit is hoekom die Here Kallio Kerk opgebring het. Baie mense daag by ons op, sonder dat hulle weet altyd, geestelik uitgebrand, moeg uit hulle eie effort om goed genoeg te wees. En daarom het ons nodig om die gospel of grace te kommunikeer, dat jy klaar geregtig verklaar is deur Jesus Christus. Kan ek vir jou Romeine 10 lees, hoor hierso? Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Die verlossing is vir elkeen wat glo. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie, dit is Christus, om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse dieptes toe afdaal nie, dit is om Christus uit die dood uit terug te bring. Nee, sê hy, die skrif sê, naby jou is die woord. In jou mond en in jou hart. Die wet is verby. Uit jou eie effort, Moses wette, Ou Testament wette, jou ex-kerkse wette, jou kerkse wette, dis verby. As jy so leef, gaan dit opeindig by uitbranding, elke keer. Maar hy sê, die woord het naby jou gekom. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en word ons vrygespreek. Met die mond bely ons, en word ons gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. So, Paulus kommunikeer hierdie evangelie. En dan skryf hy briewe aan 2 gemeentes. 'n gemeente in Korinte, die brief van Korintiërs, en 'n gemeente in Galasië, die brief van Galasiërs. In Korinte het hulle die boodskap van die evangelie ontvang. Hulle is deur die Gees vervul, hulle is gedoop, maar hulle maak so droog. Daar is, man slaap met hulle skoonmaas, en dit is, hulle jaag aan, en hulle is regtig besig om droog te maak. Dan teenoor hierdie het ons die kerk in Galasiërs, wat alles reg doen. Hulle is godsdienstig, hulle is perfek, hulle maak geen foute nie. Vir wie dink jy is Paulus die kwaadste? Vir die kerk in Galasiërs. Hy raak van sy kop af. Want hy sê hierdie, ek gaan dit in Engels vir jou lees, Galatians 3, verse 1-3. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Are you foolish? After beginning by means of the Spirit, you are now trying to finish by means of the flesh. Paulus verloor sy kop. Hy is kwaad dat mense uit hulle eie godsdienstige goeie goedjies probeer terugkom in geregtigheid met die Here. Hy skryf in Galasiërs 2 net voor dit sê hy, For through the law I died to the law so that I might live for God. I have been crucified with Christ and no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God. The grace of God. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Ek het nodig om jou te bedien. Ek wil vandag jou na 'n plek van rus bring. Jou hele lewe lank probeer jy goeie goedjies doen
En baie keer wanneer jy so frustreerd was, het jy self slegte goed gedoen, om goed te probeer kry, wat jy gedink het jy nodig het. Maar weet jy, ek en jy het nou deel geword van die boom van die lewe. En hier is alle beloftes, die karakter van die Vader, die hart van die Vader, die liefde van die Vader, alles tot ons beskikking. Die woord gaan so ver in 2 Korintiërs 1, vers 18 tot 20. Dan sê hy hierso, so seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelyk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek in Silvanus en Timotheus aan julle verkondig het nie 'n ja en 'n nee tegelyk nie. Hy is die ja van God. Jesus is die ja van God. Die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van die Here daarop sê. Amen. Ja, ek hoop jou gees oor hierdie. Jesus Christus is ja van God af. Here, sal jy sorg? Ja. Here, sal jy na my kyk? Ja. Here, het jy my lief? Ja. Here, het jy 'n goeie toekoms vir my beplan? Ja. Here, sal jy na my kinders kyk? Ja. Jesus Christus is die ja van God. En as jy nie glo jy het die ja nie, gaan jy deur jou eie werke probeer dit kry. Deur jou kerk se wette, of deur jou eie wette, of deur Ou Testamentiese wette. Ek wil jou vrymaak vandag en sê, kom rus. Kom rus by die boom van die lewe. Jy sien, die vyand het jou gekry om te twyfel in die karakter en die beloftes van die Here. En ek wil dit kom herstel vandag in jou lewe. Jy is 'n seun van God. Ek wil vir jou bid. Here, ek kom vra nou. Kom ruk elke leuen uit hierdie mens se lewe uit. Dat hy nie goed genoeg is nie, dat hy nie werd is om u liefde te hê nie, dat hy of sy agter is, sleg is, 'n sondaar is. Here, kom ruk daai leuns vandag uit hulle lewe uit. Here, hulle mag hulle wegstap van die boom van die kennis van goed en kwaad, om te probeer uit hulle eie werke terugkom by die Vader, en mag hulle kom rus in die ja en amen. Dat hulle is nou kinders, hulle het spesie verander. Alles wat Jesus sin is hulle sin. Alles wat u oor Jesus sê, sê u oor ons. Dankie Here daarvoor. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam en almal sê, amen. Mag hierdie boodskap jou hele lewe diep kom verander. Wat jy oor jouself dink, wat jy oor die Vader gedink het. Ek kan nie wag om volgende week by Simplicity saam met jou te kuier. Ek is so lief vir jou.